voorreg is om voor U almag, U grootheid, U majesteit te kan buig. Here, wat 'n voorreg om vanmôre 'n liedjie te kan sing, wat eintlik ons harte probeer uitspreek. Aan U kom toe al die lof, en al die eer, en al die aanbidding, want U is waardig om te ontvang die lofoffers van ons harte. Here, dankie vir 'n geleentheid soos hierdie, word verheerlik, Here, in alles wat U doen, in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, ek kan die sitplekke neem. Dis lekker om vanmôre hier te wees. Ek is so bly jy het vanmôre gekom. Kyk vir die ou langs jou en gee hom maar om so lekker groot smile, dat hy of sy net weet, jy is ook bly hulle is hier. Loof die Here. Loof die Here. Dis lekker om saam te wees. Amen. Dis lekker om saam te wees. En dis lekker om mekaar te kan geniet. En aan die Here al die lof en al die eer en al die aanbidding te kan bring. Loof die Here. Nou, ek het in die laaste 2 weke, vandag 3de week, het ons gepraat oor maniere om God te laat glimlag. Maniere om God te laat glimlag. Kom ons sê gou vir mekaar, ek dink elke mens het hierdie begeerte om God te laat glimlag oor jou. Sê gou vir jouself, ek wil hê die Here moet glimlag oor my. Is dit jou begeerte? Ek dink elkeen van ons wil graag hê die Here moet oor ons glimlag. Jy weet, die laaste wat ons eintlik wil hê, is dat God na ons moet kyk met 'n hart wat swaar is. Die laaste wat ons wil hê, is dat die Here na ons moet kyk en sê, "Jo, ek het 'n plan vir jou lewe, maar jy mis dit." En so almal van ons wil graag hê die Here moet met ons glimlag. Amen. Nou, partykeer dan dink ons God het nie is afsydig maar God het jou lief. Amen. Hy het jou lief, hy bemin jou. Jy is sy geliefde. En hy wil graag sy liefde aan jou toon. En daarom is dit belangrik dat ons sal praat oor die goed wat ek en jy kan verander om in lyn te kom met God, sodat hy oor ons kan glimlag. So dit moet vir ons belangrik wees. Nou, vanmôre wil ek oor die 3de aspek daarvan praat. En vandag gaan oor bewys liefde aan ander. Nou ek wil net gou die tema reeks se skrifgedeelte gebruik voordat ons verder gaan. Hebreërs 11 vers 6 sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Nou daai woordjie behaag beteken eintlik om God gelukkig te maak, om hom te laat glimlag. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want wie tot God gaan moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek. Wat doen hy met hulle? Hy beloon hulle. Hy beloon hulle. So welkom by vanmôre se 3de geleentheid van wat laat God glimlag. So en ons het die eerste 2 weke het ons hier gesien dat God glimlag eerstens wanneer ek hom volkome vertrou. God glimlag wanneer ek hom volkome vertrou. So daai geloof, daai vertroue in die Here, dit laat God glimlag. Die tweede een is, verlede week het ons gepraat dat God glimlag as jy hom volledig gehoorsaam. Dit beteken in eenvoudige terme, ek is op 'n plek waar ek myself onderwerp en sê, Here, U wil nie my wil nie. Nou vandag gaan ons kyk na die 3de manier om God bly te maak, en dit is wanneer ons sy liefde aan ander bewys. Kom ons stop gou hier. Ek en jy is nie net geroep om hemel toe te gaan nie. Ek en jy is geroep om 'n verskil hier op aarde te maak. Amen. Ons is gemaak om 'n verskil te maak hier op aarde. En ek en jy
is eintlik instrumente, kanale, werktuie om vir die Here 'n verskil te maak. Amen. Oho. Nou is ek baie stil. Ek en jy is deur God geroep om 'n verskil te maak. Die Here wil jou gebruik om 'n verskil te maak. En een van daai maniere hoe God ons gebruik om 'n verskil te maak, is wanneer ek sy liefde aan ander bewys. Ons wil weet wat God regtig bly maak. En kan ek vanmôre vir sê, dis nie 'n geheim nie. Ons hoef ook nie te raai nie. Ons kyk net na Jesus. Die lewe wat hy geleef het, dit wat hy gedoen het, want ons is tog sy disippels. Ons loop in sy voetspore. En as ek na Jesus kyk, dan het ek 'n volmaakte openbaring van wat die Vader se hart laat glimlag. En nou, hoor gou wat sê die Bybel in Johannes 1 vers 18. Hy sê, niemand het God ooit gesien nie. Die enige gebore seun, wat self God is in die boesem van die Vader is, hy het hom bekend gemaak. Dit beteken in gewone Afrikaans, ek en jy het nog nie God die Vader gesien nie. Ons, al wat ons eintlik van God weet, is dit wat in die Bybel staan, en dit wat sy Heilige Gees aan ons openbaar. Maar daar is ook 'n derde manier, dit wat ons uit ander kinders van die Here se lewens leer. Dit wat ons uit ander kinders van die Here se lewens leer. Nou sê hierdie vers, hy sê, niemand het God gesien nie, maar die enige gebore seun, Jesus, wie self God is, hy wat aan die boesem van die Vader is, hy het hom aan ons bekend kom maak. So, die lewenstyl van Jesus hier op aarde. Jesus, luister, as ons mooi kyk, as ons mooi die Bybel gaan lees, dan sien ons, dat Jesus het nie net oor liefde gepraat nie, maar hy het liefde geleef. Hy het liefde gedemonstreer. Hy is liefde. Hy is liefde. Om God te laat glimlag, maar God te behaag, is die maklikste manier om dit te verstaan is, ek moet word soos Jesus. Ek en jy moet word soos Jesus. Pastoor, jy verstaan nie, ek is net 'n mens, ek is gebroke. Luister, hoe meer jy jouself toewy aan die Here, hoe meer verander jy om soos hy te word. Hoe meer word jy verander? Om soos Jesus te wees, laat God glimlag. Weet jy wat? As ons kyk na Jesus se lewe hier op aarde, alles wat hy gedoen het, alles wat hy gesê het, die manier hoe hy opgetree het die Vader laat glimlag oor hom. Het jy al gehoor, dat as Jesus gedoop word, dan praat God uit die hemel, en hy sê, hierdie is my geliefde seun, in hom het ek baie welbehaag. Dit beteken in eenvoudig Afrikaans, as God die Vader uit die hemel spreek en sê, kyk na my seun, want hy laat my glimlag. Hy laat my glimlag. Om God te behaag, om God te laat glimlag, moet ek en jy word soos Jesus. Nou die eerste belangrike ding wat ek vanmôre wil noem, en ek gaan probeer om nie te lank te wees nie. Eerstens, God is liefde. God is liefde. En hy roep jou en my om daai liefde eintlik te reflekteer, te weerspieël. Die Bybel sê in 1 Johannes 4, hy sê geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. Elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie. Want God is liefde. God is liefde. Luister. Liefde is nie iets wat God doen nie. Liefde is wie hy is. Is wie hy is. Jesus kom demonstreer daai liefde vir ons. Jesus is eintlik die simbool of die simbolisering van liefde.
Romeine 5 vers 8 sê, God bewys sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog, terwyl ons dit eintlik glad nie verdien nie, terwyl ons niks toekom nie, openbaar hy sy liefde. Nou kom ons wees gou eerlik. Dis maklik om CJ lief te hê, want ek weet hy het my lief. Hallo, dis maklik om iemand lief te hê, wat jy weet, hy het jou ook lief. Maar dis iets anders om iemand lief te hê, wat nie van jou hou nie. Dis iets anders om iemand lief te hê, wat jy weet, glad nie van jou hou nie. Dis iets anders om iemand lief te hê, wat jy eintlik weet, afsydig is van jou. Maar Jesus Christus het sy liefde juis kom wys, toe ons nog ver van hom af was. Wanneer ons ander lief het, dan weerspieël ek eintlik die karakter van God. Wanneer ek ander mense lief het, dan kom openbaar ek, dan skyn ek eintlik wie God is. Weet jy wat? Dat die Here jou kan lief hê, is eintlik gaan ons verstand te bowe. Kan jy glo? Ek wens ek kan voor jou kom staan en dit vanmôre vir jou kom sê, dat die Here jou liefhet, is net genade. Dat die Here jou kan lief hê, sonder dat jy presteer. Wanneer ek en jy ander mense lief het, is dit juist so, dat ek kom wys aan hierdie wêreld, dis wat Jesus aan my kom doen het. Sy liefde is so oorweldigend in my, dat ek dit nie kan keer nie. Ek wil dit met ander deel. Ek wil. Weet jy wat? Dis soos water wat deur my vloei. Ek kan dit nie weerhou nie. Al probeer, as ek heeltyd vol word van sy liefde, kan ek dit op 'n stadium nie meer keer nie. Ek moet dit uitdeel. Het jy al gesien, as jy 'n ballon opblaas, jy kan hom net opblaas tot op 'n sekere plek. Wat gebeur dan? Dan bars hy. As jy gevul word met God se liefde, kan jy nie anders as om dit uit te gee nie, anders bars dit uit. Anders kom dit net van self. En weet jy wat, dit is die wonderlike, ek en jy hoef nie liefde te produseer nie. Ek en jy hoef nie liefde te maak in my eie hart nie. Ek hoef dit nie te vervaardig nie. Ek ontvang dit oorvloedig. 1 Johannes 4 sê, waar Jesus is, daar is liefde. Sy woord is duidelik. Ek word 'n ontvanger en ek dra net uit wat hy vir my gee. Kom ons wees gou eerlik, jy kan nie vir iemand iets gee wat jy nie het nie. So as ek oop is vir sy liefde, dan word ek eintlik net 'n kanaal. Dis die eerste belangrike ding wat ek en jy vanmôre moet weet. Tweedens, liefde is nie net woorde nie. Dis aksie, dis dade. Weet jy wat? Dit is maklik om vir iemand te sê, ek is lief vir jou. Maar daai liefde word eers die waarheid as ek dit wys. Dit word eers die waarheid as ek dit wys. Ware liefde is altyd sigbaar. Ware liefde is prakties. 1 Johannes 3 vers 18 sê, kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar met 'n daad bewys word opreg wees. Weet jy wat? Daar's niks wat God se aandag meer trek en wat hom meer laat glimlag oor jou, is dat jy die liefde van God versprei nie.
En weet jy, daai liefde is nie sentimenteel nie. Daai liefde is eintlik selfopofferend. Daai liefde is liefde wat Jesus gegee het aan die kruis. Weet jy wat, dit gaan my verstand te bowe, dat Jesus hang aan die kruis, en nadat hy al alles deurgemaak het, al die verwerping, en al die stryd, en alles wat mense teen hom gedoen het, en hy hang aan die kruis, en hy sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis liefde. Dis liefde. Ja, ek wil prakties raak, want weet jy wat, dit help nie net ons praat oor liefde nie, ons moet dit prakties maak. Kan ek vir jou vinnig 4 goedjies noem? Hoe kan ek sy liefde prakties maak? Eerstens, weet jy wat, ek en jy leef nie geïsoleerd nie. Ons weet van mense rondom ons. Partykeer weet jy iemand gaan deur 'n moeilike tyd. Hoe gaan jy liefde aan hulle bewys? Eerstens, jy stuur vir hulle bemoedigende boodskap. Weet jy wat is die maklikste manier? As ek weet mense gaan deur goed, wat doen ek? Eerstens, Here sien hulle raak. Here ontferm U oor hulle. Here wees genadig. Maar dan moet ek ook sê, Here, wat kan ek vir hulle stuur? 'n Bemoedigende boodskap. Tweedens, partykeer dan weet ons mense gaan deur goed. En partykeer, weet jy wat, ek sien dit in die laaste ruk verhaal. Partykeer, 'n ou kom net een oggend by die werk en dan hoor hy, die werk maak toe. Dan sit hy sonder werk. Hy het nie daarvoor gevra nie. Hy het dit nie verdien nie. En partykeer moet ek mense help. Al gee ek vir hulle net die geringste wat ek het. Net die geringste. Derdens, 'n ander manier om liefde vir mense te gee, is om hulle te vergewe, al verdien hulle dit nie. Partykeer kom mense ons te na, hulle steek ons in die rug, hulle benadeel ons. En partykeer het ek net nodig om te sê, Here, ek vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Vierdens, partykeer is mense eensaam. Nou, ek kom baie by die wat sal ek dit 'n mooi woord noem? Wat is 'n mooi woord vir ouer huis wat nie oud is nie? Die kerkie koshuis. Maar partykeer kom ek daar, en weet jy wat? Daar's hoeveel mense wat daar is, wat nooit besoek word nie. Hulle is eensaam, hulle is alleen. Hoe kan ek die liefde wys? Deur net my oë te wys. Net soontoe te gaan. Jy hoef nie openbarings te hê nie, jy hoef nie goed te kan bid nie, wees net daar. Dis liefde. Weet jy wat? Jesus het mense nie net geseën deur hulle goed te behandel nie. Hy het sy liefde vir hulle gegee. Weet jy wat? Gee net liefde. Partykeer dan dink ons, as iemand aan die dood afstaan, wat het hulle nodig? Mooi woorde gaan nie 'n verskil maak nie. Al wat hulle nodig het is om te weet jy is daar. Jy's daar. En weet jy wat? Jesus het nie net mense geseën wat goed was vir hom nie. Hy het self sy vyande geseën. Lukas sê vir ons in Lukas 6, hy sê, maar ek sê vir julle wat luister, julle moet julle vyande doen goed aan die wat julle haat, seën die wat julle vervloek en bid vir die wat julle beledig. Dis nogal 'n mondvol. Ek weet nie vir jou nie, maar dis nogal moeilik. Dis nogal moeilik. Weet jy wat? Maar kan ek vanmôre vir u sê, wat God 'n glimlag gee, is wanneer jy iets doen wat ander mense nie verdien nie. Wanneer hy liefde van jou moeite kos, opoffering kos. Want dit weerspieël die liefde van God. Derdens, Jesus het liefde tot die uiterste bewys. Hoor gou wat sê Johannes 13. Hy sê,
ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar ook lief hê. Hierin sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Hoe gaan die wêreld weet dat ek behoort aan Jesus? Liefde is die eerste maklikste teken. Die maklikste manier. Weet jy wat? Dink bietjie hier. Jesus bewys liefde aan Judas, terwyl hy weet hy gaan hom verraai. Jesus bewys liefde aan Petrus, terwyl hy weet die haan gaan kraai. Jesus bewys liefde aan tollenaars, aan prostituie, aan melaatses, wat dit eintlik nie verdien nie, maar hy gee aan hulle liefde. Dis tot die uiterste. En kan ek vanmôre vir u sê, ek weet dit is maklik vir my om dit te sê, maar liefde word nie beperk tot sekere persone nie. Liefde raak almal. Weet jy, het jy al kom ons wees gou eerlik. Dink bietjie aan jouself. Daar's iets wat jy nie kan weerstaan nie. En dit is liefde. Niemand van ons hier op aarde is immuun teen liefde nie. Almal van ons wat vanmôre hier is, weet jy wat? As daar een ding is wat ek en jy nodig het om te leef, is dit liefde. Wat die mense die meeste seer maak, as mense hulle liefde seer maak. Lukas sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Weet jy wat? God glimlag as ek begin doen wat Jesus gedoen het. As ek dieselfde gees, dieselfde gesindheid, dieselfde hart openbaar. Weet jy wat? Ek wil weer sê, liefde is eers liefde as jy dit vir mense gee wat dit nie verdien nie. Vierdens, liefde vir ander is 'n toets van ware geloof. Weet jy wat? Om regtig liefde te gee is 'n toets, glo jy regtig? Glo jy regtig? Weet jy wat? Kom ons wees gou eerlik. Daar's sekere goed wat vir ons maklik is om te doen. Dit was dalk 'n bietjie oortuiging, maar jy's vanmôre in die kerk. Amen. So, jy kan kerk toe kom. Jy kan selfs as jy regtig getrou is, kan jy Bybel lees. Jy kan selfs bid. Maar weet jy wat? Wat 'n mens motiveer is die liefde van die Here. Wat ons dryf is die liefde. 1 Korintiërs 13 vers 2 sê, al sou ek die gawe van profesie hê, en al die verborgenhede, en al die kennis verstaan, en al sou ek groter geloof hê om berge te versit, maar ek het nie liefde nie, dan is ek weet jy wat? As ek goed doen sonder liefde, sê die Bybel, is ek soos 'n drom wat raas. Jy is soos 'n drom wat raas. Weet jy wat? Liefde is nie 'n vrug van jou lewe nie. Liefde is 'n vrug van die Gees. Dis nie iets uit jou eie nie. Dis iets wat die Heilige Gees in jou hart vestig. Galasiërs sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede. Dis die vrug van die Gees. Dis nie die vrug van jou nie. God glimlag nie oor alles wat jy weet nie. God glimlag nie oor al jou kennis nie. Wat God laat glimlag is ware liefde. Ek wil afsluit. Weet jy wat? Elke daad van liefde, is 'n teken dat Jesus in jou woon. As Jesus in jou hart woon, waar Jesus is, daar's liefde. So, kom ons wees gou eerlik,
Elke daad van liefde is 'n getuienis dat Jesus woon in my. Elke keer wanneer jy iemand dien, elke keer as jy iemand bemoedig of vergewe of help, dan skree jou lewe eintlik uit, ek behoort aan Jesus. Die Bybel sê in Johannes 15, dit is my gebod. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief gehad het. En weet jy wat? God het nie net sekere mense wil hy red nie, hy wil almal red. Hy red nie net die wat mooi is nie, anders sou ons nie hier gewees het nie. Hy red nie net hulle wat slim is nie, want dan sou sommige van ons ook nie hier gewees het. Kom ons wees gou eerlik, maar die Here red ons ook nie net om hemel toe te gaan nie. Hy red ons om 'n verskil te maak terwyl ons hier is. Ek wil vanmôre vir jou vra, wil jy nie bietjie prakties wees nie? Net daar waar jy sit, sê bietjie vir jou, vra bietjie jouself af. Waar kan ek in hierdie week wat voor lê, liefde gaan wys? Of wie kan hierdie week die liefde van Jesus sien? Kom ons sluit ons oë. Here, dankie dat U die volmaakte liefde van God aan ons kom wys het. Dankie dat U my eerste lief gehad het, selfs toe ek nog ver van U was. Leer my om ander lief te hê, soos wat U my lief het. Onvoorwaardelik, opofferend, sonder voorbehoud. Here, laat die Heilige Gees my lewe vul met daai liefde, sodat ek 'n kanaal kan word, 'n werktuig kan word, wat die liefde uitsaai na 'n wêreld wat dit so nodig het. Mag elke optrede van my, elke daad, U naam verheerlik, omdat ek 'n kanaal is van liefde. In Jesus naam. Here, mag my lewe U laat glimlag. In Jesus Christus naam. En almal